5 goue reëls, hier's nommer 1. Ek praat nou met my en met jou. Dit is al met wie ek nou praat. Reël nommer 1, Christus altyd eerste. Sê dit saam met my, 1, 2, 3. Christus altyd eerste. Jesus moet eerste wees in my lewe. As Jesus nie eerste is in my lewe nie, dan het ek niks om te bied in my huwelik nie. Dan het ek niks wat ek op kan werk nie. Christus is altyd eerste. Kolossense 3 vers 1. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. My hart, ook in die huwelik, moet ek vir myself sê, dit maak nie saak waar my maatjie is of nie is nie. So by the way, as ek die woord maatjie gebruik, dan praat ek nou van jou man of jou vrou of jou verloofde, of jou verliefde, wat ook al dit is. So, ek gaan nie die woord maatjie gebruik. Is dit reg met julle? So, ek moet 'n besluit neem. Jesus is eerste in my lewe. En ek gaan doen wat hy van my verwag. Maak nie saak wat my maatjie doen of nie doen nie. Kan ons daai sin vir mekaar herhaal? Dit maak nie saak nie. Dit maak nie saak nie. Wat my maatjie doen of nie doen nie. My pa het altyd gesê, as jou vriend in die vuur gaan spring, gaan jy ook in die vuur spring. As my maatjie opmors, dan gee dit nie my vryteels om ook op te mors nie. Jesus bly eerste in my lewe. Amen? Ok, kom ons gaan aan. So ek moet anders lyk as die wêreld. Dis belangrik, ek moet anders lyk. Nou, as jy volgende hier sit en jy het nog nie Jesus aangeneem nie, en jy sukkel, dis die plek waar ek begin. Ek kan nie iets in my huwelik regmaak, as ek nog nie by Jesus begin het nie. So my lewe moet anders lyk. Ek moet dinge anders doen as die wêreld. Ek moet anders optree. As die wêreld op mekaar skree, ek kan nie dit doen nie. As die wêreld mekaar boelie en verneig is, ek kan nie dit doen nie. Ek kan nie dit met my maatjie doen nie. Die Here verwag, ek moet Jesus wees vir my maatjie. So my verhoudings lyk anders, my huwelik lyk anders. Hoor mooi wat sê Efesiërs 5 vers 21. Hierdie was een van die verse wat die Here vir my gegee het wat my lewe omgedraai het. Wat die huwelik betref. Is jy reg hiervoor? Die vers sê, toe ek Botter en Wors geskryf het, dis ons beradingsboekie vir voorhuwelikse paartjies, toe het ek hierdie vers gelees, en toe ek het lees, toe ruk het my tot in die siel, toe ek dit klik. En nou kry ek myself, dat ek vir mense probeer verduidelik, en hulle het nie dieselfde aha-oomblik as ek nie. So ek gaan dit nou weer vir jou gee, en as jy nie aha-oomblik het nie, kom sê vir my na die tyd, I didn't get it. Sal jy, asseblief. Ok, so, weesheid eerbied vir wie? So, wie is die maatstaf? Wie is die bepalende faktor? Ok, so het jy dit. Die punt hier is, omdat ek lief is vir Jesus, omdat ek lief is vir die Here, en omdat ek hom eerste in my lewe stel, gaan daar iets gebeur. Is jy reg daarvoor? Is jy reg daarvoor, want ek wil net eers op hierdie punt stil staan. Wie van julle is lief vir die Here Jesus? Maar soos in rarig. So die res van julle nie. Ek het gesien wie steek nie hande op nie, ek het julle dopgehou. So okay, omdat ek lief is vir Jesus, omdat ek eerbied het vir die Here Jesus, moet ons aan mekaar onderdanig wees. Okay, met wie praat ek nou weer? Met my en met jou. Okay, so wat moet ek doen? So hierdie vers sê eintlik, luister gou mooi, irrelevant van wat jou maatjie doen of nie doen nie. Omdat ek lief is vir Jesus, moet ek die belange van my maatjie hoogvat. Stem julle saam? Omdat ek lief is vir die Here Jesus, moet ek my maatjie se belange eerste stel, bo my eie. So as ek dit nie doen nie, doen ek dit waarskynlik omdat ek nie lief genoeg is vir Jesus nie. So hou dit in gedagte, Jesus is nommer 1 in my lewe. Jesus is nommer 1 in my verhoudings en Jesus is nommer 1 in my verhoudings. So daar's eintlik net een vraag op die einde van die dag. Wat stel Jesus tevrede? Wat is vir Jesus aanvaarbaar? Ek moet my vra, hoe ek my maatjie behandel, is dit aanvaarbaar vir Jesus? Is dit reg vir die Here Jesus? Hoe ek nou optree in my lewe, hoe ek optree in my verhoudings en hoe ek optree in my huwelik word nie bepaal deur wat my maatjie doen of nie doen nie, dit word bepaal deur wat Jesus aan die kruis gedoen het. Iemand moet asseblief amen sê, want die spanning is te hoog. Okay, so Jesus is nou my maatstaf, nie meer my maatjie nie. Ek was daar, en dit was die fout
wat ek gemaak het. En ek is net dankbaar dat die Here het so bewerk dat my vrou my heeltemal vergewe het. Ek buig nou die knie vir Jesus en my maatjie trek die voordeel daarvan.